Hulle sê iets van, daar so 'n blokkie, dan staan daar in hom invoer, maar net een blokkie, en dan 'n pyltjie, dan staan daar reël. Ja. En dan weer pyltjie, dan staan daar uitvoer. Ja. Nou, Moet ek dit vir hulle jou sê verduidelik? Ja, asseblief. OK. In die eerste plek, kom ons gee net 'n naam aan dit waarvan jy nou praat. OK, ons noem dit 'n funksie of 'n masjien. Dink aan 'n worsmasjien. Julle bly mos op die plaas, het jy al ooit 'n worsmasjien gesien? Ja, ja. OK, nou wat gaan in 'n worsmasjien in? Vleis? En? Ek weet nie. Speserye, vet, olie, wat ook al, en wat kom aan die ander kant uit? Wors. 'n mooi, lekker braaivors. OK, nou dis dieselfde wat gebeur met 'n funksie of met 'n getalmasjien. Jy het 'n invoer. OK? Iets gebeur met hom. Hy word verwerk en dan het jy 'n uitvoer. Nou as ek vir jou sê daai reël is x plus 2 en ek sê vir jou voer vir my 2 in, dan vervang jy die x met 2, dan word dit 2 plus 2 en my uitvoer is 4. Okay, is dit hoe dit werk? Yes. So vir elke invoer, maak nie saak wat nie, maar vir elke invoer doen jy dieselfde bewerking, jy verwerk hom op dieselfde manier en jy gaan elke keer 'n ander tipe uitvoer kry. Okay, ek verstaan. Maak dit sin? Ja, dit doen. OK, nou die tipe reël bepaal wat se tipe grafiek dit kan wees. So as jy nou gaan kyk na die reguitlyn. Die reguitlyn grafiek het 'n sekere reël. Dit staan bekend as mx plus c. Die parabool het sy eie reël. Die hiperbool het sy eie reël. Eksponensiële grafieke, sirkelgrafiek, almal van hulle het hulle eie unieke formules. Nou as jy gaan kyk op daai tutor matrix CD wat ek vir julle gestuur het. Nee? Okay. Daar's een van die kategorieë op daai CD is tipes grafieke. O ja. Sal vir jou presies verduidelik wat die onderskeid tussen die verskillende formules van die verskillende tipes grafieke. Hoe ken jy hulle uit mekaar uit? Ekskuus? Jy gaan op daai CD in daai afdeling van die tutor matrix. Ja. Gaan jy sien weet wat is die verskillende tipes grafieke en hoe lyk elkeen se vergelyking? Met ander woorde, wat is die verskil tussen die parabool, die reguitlyn en die hiperbool se vergelykings? Met ander woorde, die reël waarvan hulle nou gepraat het. Wat is die verskil in die reël wat maak dat een grafiek 'n reguitlyn word en 'n ander grafiek 'n hiperbool word? Okay. So ek wil liewerste laat ons nou aandag gee aan spesifieke vrae wat jy het, dat ek vir jou die goed kan verduidelik rondom spesifieke vrae en dan gaan kyk jy na daai CD om dan jou reëls van die verskillende tipes grafieke onder die knie te kry. Okay, maar net 'n bietjie aan. Soos dis mos die verwantskappe is die watter is die verwantskappe? Dis die reël. Die reël is die verwantskap. So as ek byvoorbeeld vir jou sê, kom ek verduidelik dit vir jou so. As ek vir jou sê die reguitlyn grafiek se vergelyking is y is gelyk aan 3x plus 1. OK? Dis die reguitlyn vergelyking. Nou sê ek vir jou kies 'n paar invoerwaardes. So ons kies byvoorbeeld, kom ons sê -2, 0 en 3. So as jy nou gaan en jy voer nou vir my, op dieselfde manier as ons nou daarna gekyk het, -2 in x in, dan word dit 3 maal met -2, is ons nou -6, nee? Ja. Plus 1 is wat? Wat sê jy oom? Voer vir my die -2 in x in, en wat is die antwoord? Okay, -5. Yes. 0? 1. 3? 10. OK. So as ons nou gaan
en ons trek nou 'n grafiek. Sê nou maar, nee, ons trek nou 'n assestelsel. En ons sê dan goed, by minus 2 op die x-as, daar is minus 2 op die x-as, het ons gehad minus 5 op die y-as. So daar wat daai twee by mekaar kom, maak ons 'n kolletjie. Alright? By 0 het ons gehad 1 en daar by 3 het ons gehad 10. As jy nou gaan en jy verbind daai kolletjies met mekaar, dan kry jy 'n reguitlyn grafiek. Verstaan jy? So daar is 'n sekere verwantskap tussen y en x. Net gou hier reg, maar ekskuus. 'n Sekere verwantskap tussen y en x wat gegee word deur daai hele funksie daar. Okay, ek verstaan. Jy verstaan, so dis die verwantskap. Okay. Waarvan hulle praat. Maak dit vir jou sin? Ja, dit doen. Okay, oom, hier is 'n hele paar vrae. Oom, hulle sal my doen. Ja. Okay. Kyk, die blokkies moet wees. Maar nou dat jy even met jy die verwantskap kry. Hoor jy, ek hoor nie, jy breek op. Okay, so is 1, jy moet van die goeders kry, en dan moet jy moet van die blokkies invul, en dan moet jy die verwantskap ook kry. Okay, nou maar kom ons kyk na hom, lees hom vir my. Okay. Kyk, die boonste ry is X-in, en dis 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, en dan 3, 4, 5, ja. Eisen is 0, 7, 26. En dan moet jy die ander twee kry, en die verwantskap. Is daar 'n sekere manier wat jy dit moet doen? Nee, hier moet jy nou maar bietjie raai. Jy moet nou probeer uitvind, wat is die verwantskap wat van, as ek 1 invoer, vir my 0 as 'n antwoord sal gee. As ek 2 invoer, vir my 7 as 'n antwoord sal gee, en as ek 3 invoer, vir my 26 as 'n antwoord sal gee. So jy moet nou letterlik gaan sit en raai. Kyk, daar is maniere, maar ek dink nie ons moet nou al daarna kyk nie. Ek dink dit is dalk nog 'n bietjie te vinnig om te kyk na die maniere, die tegnieke. So wat ek vir jou sal aanraai, is om te kyk na weet 'n raaiskoot. Probeer 'n goeie raaiskoot waag. Wat sal die vergelyking of die funksie wees as jy 1 invoer om 0 te kry, 2 invoer om 7 te kry en 3 invoer om 26 te kry? Okay, Jy moet sê as jy vashak, as sal ek jou sê, maar ek wil net jy moet self 'n bietjie daaroor dink. Okay, ek sal gou 'n bietjie dink. X tot die derde mag. Minus 1. Het jy nou lekker gaan aflees in die memorandum? Nee. Waar kry jy dit? Het jy homself uitgedink? Ja, ek het hom uitgewerk. Dan is ek baie trots op jou, hoor. Nie baie studente sou dit reg gekry het nie. Maar dis heeltemal reg, daar is jou verwantskap. Y is gelyk aan x tot die derde mag minus 1. So met ander woorde, as ons nou 4 invoer, dan word dit 4 tot die derde mag is 64, minus 1 is 63. As ek 5 invoer, dan kry ek 125, minus 1 is 124. En daar is my reeks voltooi. Okay, is reg. Verstaan hom. Okay. Kyk, oom,